Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 24 Julie. Vir verdere studie, Ellen G. White, A Message of Warning and Entreaty, bladsy 298 tot 308, in The Acts of the Apostles. Let weer op die apostolse lyste van ondeug in 1 Korintiërs 5 vers 10 en 11, asook 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. Interessant genoeg word afgoderry en dronkenskap hier saam met seksuele losbandigheid genoem. Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 7 teen afgoderry skryf, herinner dit aan die gebeure in Exodus. Te wete dat afgodsfeeste gewoonlik deur oormatige eet en drink gekenmerk is, wat dan die weg tot onsedelikheid gebaan het. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Sanctified Life, bladsy 25 en 26. Niemand kan enige voordele uit heiligmaking trek en terselfdertyd selfsugtig en gulsig wees nie. Verstommend is die vermoë van ons gestel om voortdurende mishandeling te hanteer. Tog het die swak gewoonte van konstante ooretery en oordrinkery 'n aftakelende uitwerking op ons liggaamsfunksies. Mens bespeer dit selfs by belydende Christene, dat die liggaam se natuurlike prosesse belemmer word, omdat mense die bevrediging van hul verworde aptyt en hul vleeslike begeertes najaag, en sodoende hul fisieke, verstandelike en morele kragte uitput. Ellen G. White, The Sanctified Life, bladsy 25 en 26. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Home Missionary, November uitgawe 1889. Wanneer mens die eie ek ten volle afgesterf en elke afgod uit die innerlike gewerp het, laat dit 'n ligleegte. Wat dan invloei is die Gees van Christus, dit wil sê die Heilige Gees. So iemand het die geloof wat deur liefde aangedryf word en wat die binneste van elke greintjie sedelik vervul en geestelike smet suiwer. Ellen G. White, The Home Missionary, November uitgawe 1889. Die laaste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Manuscript 12, 1888. Wat God begeer, is om ons te veredel, totdat ons die hoogtes en suiwerheid van sy hemelse standaard bereik het. Hiertoe stoei die Heilige Gees voortdurend met ons. Dit is juis in ons aangebore neigings, die wat die Gees van God probeer regmaak, waar die saadjies van 'n terminale morele agteruitgang te vinde is. Ellen G. White, Manuscript 12, 1888. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Baie van die Korintiese gelowiges wou inpas by die hoofstroom kultuur ten einde deur die destydse samelewing aanvaar te word. Waarom is dit so dodelik vir die Christelike identiteit? En hoe gemaak sodat ons nie self ook in hierdie struik beland nie? Vraag nommer 2. Let op Paulus se retoriese vraag in 1 Korintiërs 6 vers 19. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Hiermee sluit hy in 1 Korintiërs 5 tot 6 'n reeks van 7 vrae af. Vrae wat telkens deur die sinsnede weet julle nie ingelei word in 1 Korintiërs 5 vers 6, sowel as hoofstuk 6 verse 2, 3, 9, 15, 16 en 19. Ter laaste een vereis 'n daadwerklike en klinkklare antwoord, iets soos, maar natuurlik ja. Hoe help hierdie vraag ons om die presiese aard van Paulus se kommer aangaande die Korintiese gelowiges te verstaan? Waarom behoort ons vandag steeds besorg oor hierdie kwessies te wees? Vraag nommer 3. Die huwelik kom van God.
Lees gerus Genesis 1 vers 27 en 28 en Genesis 2 vers 18 tot 24. En dit behoort met eerbied behandel te word. Hebreërs 13 vers 4 lees, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. In die hedendaagse wêreld beskou talle dit as 'n oudmodiese en uitgediende instelling. So, hoe kan ons aan die wêreld toon dat die huwelik inderwaarheid 'n gawe van God is en dat dit regstreeks uit Eden kom? Kom ons sluit af met gebed. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U ons weer eens die voorreg gegee het om U woord te bestudeer en te leer uit Paulus se raad aan Korinte. Dankie liewe Here dat U ons genoeg liefhet om ons te waarsku teen sonde en ons help om op die regte pad te bly. Help asseblief dat ons harte eerlik mag ondersoek en dat ons nie sonde ligtelik mag opneem nie. Maar liewe Here, dat ons mag streef daarna om heilig en getrou te wees voor U. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.